Gaan gou kyk aan die kant van Hamilton soos hulle op die veld gaan verskyn. Die voorry, die in die nommer 1 is dit Nick Rubeck. Die vaskopstit Arno Gustafsson en dan natuurlik Aubrey Coetzee, 'n baie woelige, baie goeie hakker van die manne van Hamiltons. In hulle nommer 4 try het hulle vir Mika Cowley en nommer 5 is Friedel Wig. Dit die twee slotte aan die kant van Hamiltons. Die losvoorspelers hier vanaand is nommer 6 try word gedra deur Lans Engel Lambrecht en nommer 7 kaptein is Edwin Jansen. En die agste man in die nommer 8 try is Jan Kotse. Die agterspelers, die skamskakel is Zander Botha en dan die loskakel Yazid Karim, natuurlik 'n baie goeie speler, 'n man met 'n goeie voet, baie gevaarlike loskakel. Die linkervleuel Tando Ruda en die regtervleuel Damien Rosten. Die twee senters hier vanaand is Gerard Ackerman in die nommer 12 en die nommer 13 try word gedra deur Kyle Lamb. En dan 'n baie goeie veilige heel agter Ivan Isaacs wat vanaand absoluut getoets gaan word hierso. Kan ons gou kyk na die manne aan die kant van Deurbel soos hulle op die veld gaan verskyn. Het ons die loskopsit Christian Lambrecht, hy speel in sy 27ste wedstryd. Dan soos Henry genoem het, die twee tweelingbroers, die vaskopsit François Staples in sy 50ste wedstryd, so ook Adrian Staples wat hakker speel in sy 50ste wedstryd. Hy is François Staples natuurlik wat deel was van die WP oefengroep, baie welgedaan aan hom. Die twee slotte in die nommer 4 try Carlo van Greenen en nommer 5 is Daniel Botha. Natuurlik Carlo ook 'n deel van die WP groep. Welgedaan, is baie mooi, lekker om te sien dat die klapspelers raak gesien word deur die manne in die WP. Die losvoorspelers, hulle agste man, nommer 6 flank Pieter Smit, wat 'n inspirerende kaptein is hierdie man nie. 'n goeie speler is dit die manne van Hamilton is wat op die veld gaan verskyn in die nommer 7 trydens van Hanno Stoffberg en dan in sy 50ste wedstryd ook vanaand Andre Hanne kom 'n baie goeie sterk speler. Die skamskakel en die onderkaptein is Gedwil de Vleer. Die loskakel Keegan Joubert natuurlik ook 'n internasionale speler wat vir Zimbabwe speel, 'n baie goeie loskakel. Die linkervleuel Hanu Jordan, 'n baie gevaarlike speler en dan natuurlik wie ken nie vir Reis Du Plessis, die regtervleuel Karel Du Plessis se seunie, 'n man met groot spoed en ek is seker ons gaan dit weer vanaand hier sien. Die senterpaar natuurlik in sy 141ste wedstryd, 'n baie goeie speler Tian Radyn is 'n sterk speler, laat my baie dink aan 'n man soos Dalende wat die bal opdra, 'n baie sterk speler. En dan saam met hom en Janie Losper en dan heel agter is die hele bekende Grand Hermanus. As dit eerste François Staples is wat op die veld gaan verskyn. Welgedaan François, 50ste wedstryd vanaand hierso. Baie goeie sterk stit. Dan is dit sy tweeling Boete wat op die veld verskyn, Adrian Staples. Tweelingbroer wat saam hulle 50ste wedstryd speel. Welgedaan aan julle twee manne, die Staples broer. Dan natuurlijk baie goeie speler Andre Hanno kom in sy 50ste wedstryd. Baie geluk Andre. Wat 'n voorreg om hierdie manne te sien vanaand op 50ste wedstryd en ek hoop hulle kan dit deurtrek vanaand hier vir hulle span Heinrich. Ja, wel en ek dink Andre Hanno kom is vir my een van die spelers om die meeste dop te hou. Ek dink hy is een van die ouens wat hom kan baie self ongelukkig ag dat hy nog ook nie nader geroep is aan die WP groep nie. En selfs aan die ander kant van Hamilton se spelers soos Kyle Lamb is 'n man om dop te hou in die nommer 13 try wat al heel agter ook natuurlik speel. Absoluut so. En ek sien uit na 'n baie goeie wedstryd. Die voet, dit gaan baie swaar onder voet wees hierso. Die veld is glad, die bal is nat. Gaan nie 'n baie aanskoulike wedstryd wees nie. Ek dink dit gaan 'n baie harde wedstryd wees wat vooruit gespook gaan word hier vandag. Ons weet natuurlik Deurbel 'n baie goeie pak voorspelers Heinrich. Definitief vir al die lostrio van Hanne kom en nou Pieter Smit en dan ook Hanno Stoffberg en wie beter as om vir meneer Jan de Botha in die middel om vir ons hierdie wedstryd te neem. Die man wat natuurlik die interskole tussen Gim en Boys High gehanteer het en 'n regtig baie goeie taak van homself gekwyt het. Baie goed geblaas en het ook 'n wedstryd geblaas in die internasionale onder 18 reeks. Meneer Johan de Botha, baie goeie skeieregter, baie goeie opkomende skeieregter. 'n Man wat sy stempel sommer vroeg afdruk het. Dit is die man van Deurbel wat van regs na links vir ons verby gaan speel in 'n donker trui teen die manne van Hamilton met hulle
rooi, geel en swart treye. En dit is Grant Hermanus wat die spel begin. En is lyk my dis 'n aanslaan geweest, lyk my wat sê die skeieregter. Ja, aanslaan hierso. Sommer vroeg is dit 'n vaste skram hierso nou vir die manne van Durbel. En ek bly dit altyd sê Hendrik, die eerste skram baie belangrik. Elke span wil sy autoriteit afdruk, net so die skeieregter wil sy autoriteit afdruk. Definitief, ek is seker van die skeieregter gaan seker maak, hy kry eers stabiliteit, baie seker maak dat die ouens veiligheid onder beheer het eers, en dan natuurlik gaan ek daai twee pakke sien mekaar, groot scrims ander, ek meen, spelers soos Gustav wat in die groep was van die WP, natuurlik 'n groot sterk spelers wat ook natuurlik in Durbel se groep is, en ons weet, spelers met soos hulle daar voor, Gustafsson en Rubek, gesoute manne. Absoluut 'n goeie pak. Hulle is nie van die huidige kampioene nie. Hulle het ook in die Gold Cup gespeel laas jaar Hamiltons. Hulle doen baie goed in die liga. Al hulle spanne ons het vanaand gesien sover in die onder 20 wedstryd en in die tweede span. Hamilton soos ons vroeër met die 12 coaches gepraat het wat baie goed geplaas is, maar net so ook Durbel. Durbel natuurlik wat ons weet wat hulle wedstryde skoei op voorspelerspel. Ja, definitief, en Durbel wat natuurlijk ook klaar versekerd is van het thuis semifinaal. Natuurlijk gaan het nie thuis wees, het gaan op City Park wees, maar Villagers en Durbel wat natuurlijk nummer 1 en 2 posities vastgemaak het. Durbel natuurlijk sal hulle net wel seker maak, wen hulle die ene met 'n bonuspunt, kan hulle dinge moeilik maak vir Villagers wat natuurlijk die naweek nou 'n makliker ene het teen St. George's, maar mens weet nooit wat 'n maklike wedstryd is in 'n Super A nie. Absoluut so, absoluut die waarheid, as dit 'n goeie skram is, dan sit nou die hande daar so van Tiaan Rodin wat die bal pragtig opgevat het. Hy gaan die bal beskikbaar stel, dan is nog steeds nou die voorspelers hierso van die manne van Durbel wat die bal pragtig gaan beheer. Ek dink jy gaan ons 'n meer gestruktureerde wedstryd sien van die manne van Durbel. Hans het nou Fleur laat loop daar na François Staples wat ver vorder, pragtig loop hier deur François. Skeieregter is vletjie blaas strafskop as hy vir die manne van Hamilton sê julle moet die bal los, julle kan nie met julle hande in die losgemaal speel nie. Sommige vroeg strafskop wat hier afgestaan word deur die manne van Hamiltons. En ek dink is Hamiltons toe ek vroeër met die twee afrigters gesels het. Dit is net wat hulle speel hier vir posisie tussen Hamiltons en Valsbaai, waar jy gaan 3 en 4 eindig hier so Hendrik. Ja, dat is nou baie belangrik vir Hamiltons ook natuurlijk Willie, want selfs even met 'n verloor kan dit vir hulle baie moeilik maak en hulle kan dalk nog self 6de eindig. En dit kan vir hulle 'n kwart eindstryd dalk baie moeilik maak en te verseker dat hulle dalk teen die topspan moet speel in die semifinaal. Absoluut, Hamiltons en Valsbaai wat gelyk lê op 49 punte, maar ek dink met punte verskil is dit Valsbaai wat 3de lê. Ja. En so ja, dit kan nog baie moeilik word vir hulle. Hulle nog maar ek dink is hulle laaste wedstryd, so wil nie verloor hier nie. Is dit hulle Fleurs wat hierdie bal gaan ingooi, hulle Fleur wat hierdie bal ingooi, Hannekom wat pragtig weer, Hannekom wat optel, Hannekom wat vorentoe gaan, maar hy kom los, hy's baie naby, daar is so aan die linker reg op paal. Goeie spel deur Hannekom. Dan sit nou dat die voorspelers nog steeds hierso van Durbel wat sterk op die aanval is. Lefleur wag vir hom, die bal word nog steeds al beheer deur die voorspelers hierso van Durbel. Hulle is baie daar met die delay, meneer Bot wat daar pragtige posisie is. Nog steeds word die bal hier beheer hier deur die manne van Durbel. Hulle is baie naby die doellyn. Hulle hou die bal hierso tussen die voorspelers. Baie belangrik in hierdie omstandighede om daar te speel. Dan sit Hannekom wat 'n pragtig vorentoe gelyk mes Hannekom. Hy word gestuit. Dan word die bal hier wyd gespeel na Radyn. Radyn is deur en Radyn trek die eerste terug. Goeie spel. Dat is 'n senter wat jy nie gemaklik keer so naby die doellyn nie, Hendrik. Definitief, veral met hy balkie lyf van hom. Hy gaan laag. Maak seker dat dit baie moeilik is om die lyf beter te kry. En ons weet ook met die nat gras kan dit vir jou lekker oor die doellyn laat gly. Absoluut. Is 'n groot sterk speler, Tiaan Radyn, en baie goed gedoen. Dit is nie 'n man wat jy net sommer so maklik keer so naby die doellyn nie. Hy kom met geweldige vaart en krag in. Grant Hermanus wat hierdie bal gestel het op die 22 meter, so wat 12 meter van die kantlyn af hoofpaviljoen kant. Baie gesoute skopper. Grant Hermanus gaan vorentoe kom. Grant Hermanus en hy gaan hierdie bal regs verby trek. Ongelukkig nie tussen die palle deur nie. En dit is die manne van Durbel wat voorloop met 5 punte teenoor die 0. Baie goeie begin hierso deur die manne van Durbel, Hendrik. Ja, definitief, en ek dink Grant Hermanus sal so klein bietjie teleurgesteld wees met daai enetjie. Vir 'n oomblik gelyk of hy baie mooi tref en toe gaan hy bal regs verby.
Absoluut so. Grant Hermanus natuurlik oud WP-speler, baie goeie speler. Ek dink hy is die voorste puntermaker as ek nie mis het nie. Baie goed gedoen as dit nou die manne hierso van Hamilton is wat hierdie bal afskop, maar dit is die manne van Durbel wat nou aanslaan. En is 'n foutjie nou aan die kant hierso van Durbel. En is 'n vaste skram en dit is 'n Hamilton wat hierdie bal gaan ingooi binnekant so die 22 meter nou hierso van die manne van Durbel. En kom ons kyk wat doen die manne van Hamiltons nou met die baie goeie voorry van Rubek, Kutsie en Gustafsson, gesoute spelers. Ja, Willie, ons het gesien selfs soos wat met in die eerste afskop gebeur het. Hamiltons wat die bal aangeslaan het. Durbel wat van daar af balbesit behou het, Savasis opgesit het, paar strafskoppe ook in hulle toegeken. Nou selfde aanslaan aan die kant van Durbanville in hulle kwartgebied. Dit kan nou dalk baie moeilik raak vir hulle. Absoluut so, jy wil nie weer gou vinnig punte aanteken as jy punte aangeteken het nie, maar net so as jy punte afgestaan het, wil jy weer vinnig punte aanteken. As dit Zander Botha is wat hierdie bal gaan ingooi, lekker aanvallende skram, 'n goeie skram hierso. Ja, baie goeie skram hierso, en dan sit Hamilton wat baie goed skram. Dan sit daar aan die ander, lyk my die bal wat verlore gaan daar so, skeieregter met bot wat sê dis die manne van Durbel wat teruggegaan het in die skram. En is 'n strafskop en wat gaan die manne van Hamiltons doen? Dit lyk my dit is Kyle Lamb wat nader kom. Kyle Lamb wat gaan kantlyn toe skop. Met sy linkervoet gaan hierdie bal uitjaag. Hy gaan hom uitskop so wat 6-7 meter van die doellyn af oorkant van die veld. Lamb wat hierdie bal uitgeskop het, lyn staan 'n baie aanvallende lyn staan nou hierso vir die manne van Hamiltons. Aubrey Kutsie wat hierdie bal gaan ingooi. Gaan hulle hier opkom met 'n rolmal hierso, die manne van Hamilton, ons sien al twee hulle voorgespanne, baie goed, goeie rolmal bewegings, pragtig word die bal daar die lug uitgevat deur die manne, en dan is hier baie goeie rolmal hierso, nou aan die kant hierso van Hamilton, en is Hamilton wat deur is, baie goeie drie aan die kant van Hamilton, gaan nou kyk wie daar die drie gedruk het, seker wie daar die drie gedruk het daar nie. Ja, die pragtige rolmalbeweging wat baie mooi stoom opgetel het, Willie. En net soos wat selfs in die eerste afskop gebeur het, is dit Hamiltons wat hy geleentheid gebied word in die kwartgebied en hulle gebruik vir hom. Hulle maak seker hulle val. Lyk my dis Aubrey Kutsie wat daar die drie gedruk het, die hakker. Ja, lyk my is Aubrey Kutsie wat die drie gedruk het. Nou kyk, is dit Karim wat paal toe skop. Ek kan nie sien nie, lyk soos Karim wat paal toe skop hierso. Hy het hierdie bal gestel op die 22 meter, telling 5 punte elk. Kan hy 2 punte byvoeg hierso vir Hamilton. Hy gaan vorentoe kom met sy linkervoet, dit kan Kyle Lamb wees. Gaan nou vir kyk wie skop paal toe, ongelukkig is ons in posisie, want jy kan lekker sien jy, dit lyk my as hy gaan hierdie bal skop, wat sê die skeieregter? Ja, hy sit hom tussen paal teer en 2 punte by. En dis Hamiltons wat voorloop met 7 punte teenoor die 5. Ja, Willie, kom ons hoop maar daai skopvoet van Hermanus kom reg vir die volgende paar skoppe, want skoppe gaan vir jou definitief 'n wedstryd beklink vanaand. Weer eens 'n bal wat hier nie lekker uit die lug uitgevat kan word, na goeie afskop hierso van Joubert. En is nog steeds Hamilton wat die bal pragtig beheer. Hamilton sien nog steeds 'n beheer van na die bal. Botha wat wag vir hom. Botha gaan homself op die ver hoog in die lug opskop onder die bal hierso. Lyk my is Reis Du Plessis. Pragtig is Reis Du Plessis wat die bal uit die lug uitvat. Gaan nou Jordan wat baie goed kom ondersteun het hierso. Lefleury wag vir hom. Lefleury gaan hom kry. Lefleury wag vir hom. Hy gaan hom laat loop hierso. Nou na Andre Hannekom wat pragtig opsit hierso. Dan gaan hy grond toe. Hannekom wat die bal beskikbaar gaan stel hierso. Lefleury wag vir hom. Lefleury wag vir hom. Lefleury, die bal gaan nie pragtig hierso, skop in die bal hierso, maar die bal word pragtig in die lug uitgevat hierso, aanslaan hierso, as dit Yazim Karim is wat die bal ongelukkig aanslaan. Baie moeilike omstandighede. Baie goeie spel gewees tussen die twee vleuels wat mekaar kom ondersteun het, as jy sien die regtervleuel en linkervleuel wat mekaar so ondersteun hierso, Heinrich. Ja, nee, Willie, maar hulle was vir 'n oomblik het gelyk of 'n kop-aan-kop botsing gaan wees op die highway.
En soos jy kan sien weer eens Karim wat daar onder die bal ingekom het en soos hy die grond tref is daai bal wat net van die gras af uit sy hande uit glip. Ja, soos ons sê, die veld is nat, daai bal is glad, die veld is swaar, dis regtig nie baie maklike omstandighede nie, maar nog steeds word ons so ver getrakteer op 'n baie goeie, harde, interessante wedstryd hier so, Hendrik. Ja, definitief. En soos hulle sê, rugby is 'n game for all sizes and shapes, maar hy is ook so vir alle weersomstandighede. Absoluut so. En is nou vasgeskram Lefleur wat hierdie bal gaan ingooi op die 10 meter lyn nou van die manne van Hamiltons. Lefleur wat hierdie bal gaan ingooi. En lyk my Jordan wat hierso reg agter die skram staan, Keegan Joubert aan sy buitekant. Skeieregter wat sê nee, die manne al twee voor hy wat grond toe gaan het. Natuurlik baie moeilik maak onder voet om lekker vas te trap en te skram hierso. En ek dink dit is as 'n pak voorspelers wat goed skram word bietjie geneutraliseer in so 'n wedstryd Hendrik. Ja, wel en soos jy kan sien, na die skeieregter deur Jan de Bot wat net die merk bietjie skuif weer. Vorige skrim wat nou nie baie goed uitgewerk het vir beide spanne nie. En natuurlik die noodsaak om net te skuif en seker te maak dat daai manne vas kan trap. Daar ons weet die breakvoet reël natuurlik ook belangrik vir die hakkers. Natuurlik en gelukkig meneer de Bot is uitgeslaap as skeieregter. Baie komende skeieregter, 'n goeie oog en wat die spel baie goed ken, tegnies baie goed. Baie goed natuurlik die Gim Boys high game, maar ook natuurlik Kruimenweek het hy die laaste dag die OP en die Billow game gedoen aangesien hy nie die finaal mag geblaas het nie. Ja, Lefleur laat loop hier na Joubert laat sny binnekant toe, lyk my Hermanus wat die bal laat verloor het daarso. Maar nog steeds, ja, dis die manne van Hamilton wat wegkom hier met die bal, hulle probeer nou vanaf speel. Maar 'n goeie verdediging daarso aan die kant hierso van Durbel. Dit Fransjo Staples wat baie goed gedoen en word hierdie ver veld afgeskoop, pragtig gesit, Pieter Smit wat teruggeval het, die bal wat pragtig in die hande gekry word Jordan wat hierdie ver veld afskoop, 'n goeie skop hierso deur Jordan wat die bal goed opvolg en dan word die ver veld afgeskoop, Pieter Smit, pragtige posisie, baie goeie spel Pieter Smit, as hy die bal in die hande kry, Pieter Smit gaan begin hardloop, Pieter Smit die sny binne toe, nog steeds Pieter Smit wat pragtig vorder, goeie spel hier deur die kaptein Pieter Smit, hy gaan die bal sel, Lefleur laat loop daarna na Staples. Hy word nog steeds, hy gaan die bal beskikbaar stel. Dan is dit Keegan Joubert wat lekker Gary Owen gee, hoog in hierdie lug in. Wie sal onder die bal is? Kan jy daar lekker sien, hy lyk met die skeieregter sê, dis Durbel wat die bal aangeslaan het aan die oorkant. Maar goeie spel aan die kant hierso van Pieter Smit Hendrik. Ja nee, kyk wil jy toe Pieter Smit daai bal vat toe, weet ek daar's net een pad vir hom en dit is definitief vorentoe. Maar wat 'n lekker aftrap ook natuurlik van die flank. En weer eens, hy's 'n kaptein wat week in en week uit sy beste spel lewer vir sy span. Absoluut 'n baie inspirerende kaptein. 'n Man wat lei deur voorbeeld, nie baie praat nie, maar jy kan altyd staat maak op Pieter. Wat ook al gebeur, as Pieter daar is, dan is jy aan die veilige kant. Ja nee, definitief. Soos ek gesê het, hy en Andrei Hannekom en Hanno Stoffberg wat 'n baie goeie lostrio is en natuurlik ook party paar keer wissel hulle, dan is die een op flank, dan is die een op agste man. So dit is baie goed om te sien dat hulle ook baie wisselvallig daar is en natuurlik ook in meer as een posisie kan speel. Absoluut. Pieter wat by die begin van die jaar agste man gespeel het, 'n goeie skram hierso. Skeieregter sê dit is die manne van Hamilton wat die bal opgeneem het nou daarso losgemaal. Hulle hou die bal 'n bietjie daar tussen voorspelers. Hulle is binnekant hulle halfgebied. Hulle bal kom 'n bietjie stadig uit, dan se Botha gaan hierdie bal lekker ver hoog in die lug opskop hierso. Dis die bal wat nie in die hande gekry kan word deur die man van Hamilton. As Durbel is wat hierdie bal laat vorentoe gaan. Skeieregter sluitjie blaas. Aanslaan gewees hierso, vaste skram. Durbel wat hierdie bal gaan ingooi. Goeie skop deur Botha, goed opgevolg deur die manne van Hamilton hierso, Hendrik. Ja, Willie, dit is vir my eintlik verbasend dat daar 3 van Hamilton se spelers al 3 naby die bal was. Dis asof Durbel se spelers weggestel het, gedink het daai bal gaan diep gaan weer eens. En dis Botha wat eintlik baie goed gelees het om die bal net mooi in die lug op te stoot en seker te maak sy chasers is onder die bal. Absoluut, jy kan sien is 'n man wat weet wat hy doen. Zander Botha, baie goeie skramskakel.
Hy het 'n paar baie goeie up en anders gee, Gary Owens gegee. So 6 spelers kans gee om die bal te kom. So baie goeie spel deur Botha, baie goed gelees en is 'n vaste skram. En dit Lefleur wat hierdie bal gaan omgooi, Lefleur natuurlik die onderkaptein hierso van Durbel. Baie goeie skramskakel, maar ek moet sê dit is die manne van Durbel wat net so goeie pak reserves het wat moet opkom hierso as hulle naderhand vervang word. Ja, dit gaan baie belangrik wees om te sien wat die banke vanaand maak. Ons het gesien laas naweek die Bokke is 'n bank wat baie teleurstellend was en ek dink nie net die bank nie, selfs die 15-tal wat begin het en ek dink die meeste van Suid-Afrika is nou nog geskok oor daai ene. Maar ja, soos ek sê, ek dink vanaand se banke gaan 'n baie groot impak hê veral in die tweede helfte met die reën wat so kom en gaan, mag dit dalk moeilik raak. En dis wat ons vroeër gesê het, Heinrich, dit is 'n game management. Dit is hoe jy die spel gaan speel en jy moet seker maak jy doen reg, meneer De Bot wat weer wys die manne gaan grond toe gaan. Ek dink hy gaan nou hier met die voorspelers gou 'n bietjie gesels en sê manne kom net 'n bietjie hierso. En dan praat hy gou daarso met die twee kapteins lyk dit my. En ja, net terug na die wedstryd toe. Ek dink dit was 'n wedstryd heeltemal verkeerd gespeel wees. Teen die Aussies is jy speel jy vas, jy speel nie so los nie want hulle gaan jou mergel as jy gelos speel en balle rond weggooi. Jy kan dit nie doen teen hulle nie. En weens gaan dit wat se wedstrydplan jy volg en ek dink die manne hierso lees die spel goed en hulle hou by hulle wedstrydplan wat hulle hoef net hierso Hendrik. Ja, wel ek dink ons het die fout gemaak. Ons nie net deur die feit dat ons los gespeel het nie. Die feit is ons moes Ellis Park, daai laaste 20 minute op Ellis Park is altyd so moeilik veral vir 'n besoekende span. Maar ek dink die feit dat ons daai 22 punte voorsprong binne die eerste 17 minute gehad het ons gedink hierdie ene is 'n walk in the park en so toe Australië daai eerste 3 druk, is dit asof hy momentum net so klein bietjie geswaai het. Absoluut, en dis waar die ou koppe moes 'n bietjie koelkop gebly het en die wedstryd vasgemaak het en die spel meer vasgemaak het, gestruktureer, druk op die manne gesit het wat hier gebeur het nie. Maar nou kom ons bepaal ons aandag hierso en kyk wat hier gebeur. Dit is Hamiltons wat voorloop met 7 punte teenoor 5 vaste skram. Nou beter vaste skram. Nou sit in die hande hierso van Tiandrodyn wat pragtig veldwen, pragtig versny binnekant toe. Dan sit weer daar in die hande daarso van Lefleur wat laat loop hierso met die bal wat verlore gaan amper hierso vir die manne van Durbel. Maar nog steeds die bal wat agtertoe is, nog steeds in die hande kry Durbel. En nog steeds dan word die bal in die hande kry, lyk my nou ander hande kom met die bal opvat daar aan die oorkant. As ons nou maar hier so verkeerd kry en dit is donker aan die kant, sien nie die nommers lekker nie. As Lefleur wag vir hom, Lefleur gaan nou lekker ook een hoog in die lug en so pragtig word die bal opgevolg hierso, maar die bal word goed uit die lug uit gevat word deur die manne van Hamiltons. Lyk my as ek wel die bal in die hande kry het, dan is dit ja sien wat hierdie ver veld af gaan jaag onder die bal daar so is dit daar die bal wat direk uitgeskop word, fout aan die kant hierso van die manne van Hamiltons. Fout aan die kant van Hamiltons en foute kos 'n mens wedstryd Heinrich. Definitief wel, maar ek dink Durbel sal moet versigtig wees want daai was baie naby aan 'n laatloop gewees. Skeieregters wat gevoel het hy was klaar gekommit gewees natuurlik, gelukkig vir hom. Maar ja, so vinnig kan daai ding nou net skeef geloop het en die strafskop was natuurlik in die halfgebied van Durbel. Absoluut, en net so kon dit 50-22 geword het hierso, maar nou ja, dit is die manne van Durbel, Andri Staples wat daar die bal gaan ingooi aan die oorkant van die veld, op die 22 meter, pragtig word die bal in die lug uitgevat, daar so skeieregter sê, skeef ingegooi. Ja. Kort arm hierso, ek kon nie lekker sien aan, kon nie meneer De Bot se teken daar sien nie, kort arm. Nou word die baar ver veld afskop onder die bal is dit Rys Du Plessis wat die bal pragtig in die lug uitvat. Rys Du Plessis weet hy's baie spoed, hy's baie gevaarlik. Rys Du Plessis die sny binne toe, dan gaan hy buite toe. Dan gaan die bal beskikbaar gestel word hierso vir Lefleur wag vir hom, Lefleur gaan hom kry. Dit lyk na Daniel Botha wat die bal opgevat het. Dan is weer Lefleur wat vir sy manne sê kom. Lefleur wat hierdie bal op die voet gaan sit. Lefleur wat is nee, dan word die bal afgeneem deur die manne van Hamilton wat die bal opgetel word hier net voor Lefleur die bal kan kry. Goeie spel deur die manne van Hamilton word hier wyd gespeel. Nou sien die hande hier so lyk my van Gerrit Ackerman wat hier vasgevat word. Hulle wag vir die bal, skeieregter wat 'n voordeel speel hierso, strafskop wat gaan kom hierso. Ja, strafskop hierso vir die manne van Hamilton. As die skeieregter sê julle val oor die bal. Hier De Bot wat sê julle val oor die bal en wat gaan die manne van Hamilton doen?
sulke omstandighede wat jy met paal toe skop, ons het nou gesê, ja, dan gaan 'n paal toe geskop word. Sulke wedstryde is dit baie belangrik om paal toe te skop, soos ons vroeër gesê het. Eindrig, telbord druk, natuurlik baie belangrik. Hulle loop voor met 2 punte. Hulle wil kyk of hulle kan 5 punte voorkom hierson. Wil jy definitief, maar net vir die kykers wat nie verstaan het waarvoor die vryskop daai kant was nie. Dit was die springer van Durbanville wat oor die middellyn van die lyn staan gespring het, meer na die Hamilton se kant toe, en hy het homself half propel en oorgegaan. So hulle sien dit as 'n onkantspel. En dit het natuurlik nou die geleentheid vir Hamiltons gebied om te kyk waar hulle nou staan. En ja, dit kan dalk nou vir hulle hier te staan kom. Karim wat gaan kyk, hy kan 3 punte byvoeg uit die bagsel, so wat dit 15 meter van die hoofpaviljoen kantlyn af, net binnekant die 22 meter. Karim, die gaan vorentoe kom. Karim gaan hierdie bal tref. Karim gaan hierdie bal. Hy sit hom tussen die pale deur, 3 punte by. En die telling wat jy skielik van na 10 punte aan die kant van die besoekers Hamiltons. En 5 vir die tuispan. Maar ek moet sê, dit is Lefleur wat bietjie aan die slaap gevang was daar, wat die bal vinnig genoeg skoon gemaak het nie, dat die bal vinnig opgetel was deur die manne van Hamiltons, Hendrik. Ja, nee, definitief wil hy, en vir 'n oomblik gedog, daai skoppie gaan half aan die regterkant verby, maar ja, die assistenskeiersregter is natuurlik in 'n baie goeie posisie gewees om seker te maak, hy bal is oor. Grant Hermanus wat spel gaan begin hierso van die middelkolletjie. Grant Hermanus, 'n lekker diep een vir sy voorspelers om met die bal te kom. Pragtig onder die bal is dit nog steeds Hamilton wat die bal terugkry. En moet sê, dit is Karel van Green wat goed gewerk het daarso. Net die bal in die hande kon kry nie. Hamiltons wat nog steeds beheer hierso het oor die bal. Hansa Botha wat hierdie bal lyk my in die lug gaan sit hierso. Hy gaan weer met 'n Gary Owen kom hierso, groot gaping hierso. Hy het dit gesien hierso, maar pragtig onder die bal hierso is dit 'n Reis Du Plessis wat van die regterkant af kom. Reis Du Plessis wat binne toe sny, maar dan gaan hy sy voete verloor en dan sit nou die nog steeds die manne hierso van Durbel wat baie goed doen. Die skeieregter wat sê dit is 'n Durbel wat hierdie bal verloor het en Hamilton wat begin met 'n teeninval daar aan die oorkant van die veld. Vinnig gespeel hierso deur Hamiltons, maar goeie verdediging daar so uitgevoer daar so deur die manne van Durbel. As hulle die manne van Durban wil ver terugvat en die bal is uit aan die oorkant. Goeie verdediging hierso deur die manne van Durbel, baie goed gedoen. Maar ek moet sê, Reis Du Plessis wat absoluut oral speel van die linkerkant af hiernatoe kom en baie goed die spel gelees hier so Hendrik. Ja, nee, definitief, maar dit is maar die ding vir 'n vleuel, wil jy hom baie kruisverdediging is baie belangrik en natuurlik ook om seker te maak jy gaan staan daar in die gapings, maak jou gapings toe, die kommunikasie tussen die agterste 3 is altyd baie belangrik. Is wel altyd so mooi vleuel wat gaan werk soek. Vleuel wat nie net wag vir hom nie. En dan is die bal in die hande, hier so lyk my een van die Seipelbroers wat die bal pragtig opvat. Lefleur die wapper, Lefleur gaan hom kry, Lefleur laat loop daar so, lyk my, kan nie lekker sien of het van Greenen of Annekom was nie. Nog steeds is die manne, Karel van Greenen, nog steeds is die manne hier so van Durbel wat die bal pragtig opdra, nog steeds is dit Durbel. Die bal wat nou bietjie stadiger uitkom, en wil bietjie vinniger besit hê. Hier gaan weer Gary Owen kom van Lefleur wat hierdie bal lekker hoog in die lug geskop. Bal wat pragtig redeligheid gevat word hier so deur die man van Hamiltons. Nog steeds Hamiltons, baie goed, hulle spel onder die hoë bal is baie goed in die stadium Hendrik. Pragtig word die gaatloop deur die manne van Hamiltons, maar word die bal net wyd gegooi. Nie baie goeie aangee nie, maar nog steeds hulle in beheer van die bal. Pragtig word die nou gaatloop hier so deur hulle regtervleuel. Dit is Damien Ross en hy word vasgevat. Dan sit hulle nommer 12 Gerrit Ackerman wat hierdie bal gaan beskikbaar stel. Hulle wag vir die bal. Botha die gaan hom kry. Botha laat loop hier so nou na sy nommer 4 Mika Cowley. En as die manne hier so van Hamilton wat nou slaan dan aan die oorkant toe. Nou pragtige duikslag wat daar uitgevoer word. Alle wêreld, dit is baie mooi lekker om die manne so te sien duidelik hulle lywe so op die spel te sit hier so. Nou kyk wie daar uitgevoer het. As jy die manne is hier van Durbel wat hierdie bal afgeneem het. Ja, dit is nog steeds die manne van Hamilton, pragtige balbeheer hier so. Pragtig is dit, ongelukkig is dit op die laaste oomblik se Dawson wat hierdie bal verloor. Skeieregter dat hier voordeel speel as hy uitgeboener word hier so. Skeieregter wat hier so met Pieter gaan praat.
weet nie wat hier so is nie, skeieregter wat daar met Pieter praat. Was net nie seker of die skeieregter sy mic op het nie, Heinrich, want net gehoor het, maar lyk nie of meneer Johan de Bot mic op het nie. Ja nee, dink dit is 'n bietjie moeilik en dat, maar wat 'n duikslag het Hannu Stoffberg nie uitgevoer daar op KLM, die KLM het gedog, hy sien 'n gaping, maar hy was vinnig vir hom toegemaak en hy het so 'n paar meters teruggegaan. Absoluut. Dis vir een van die mooiste goed om so 'n mooi duikslag, wettige duikslag te sien. Jy verwag jy gaan deurkom en dan word die grond toe gesmeer. Absoluut skitterend om dit te sien. Maar nou ja, vaste skram hier naby aan ons. Meneer de Bot wat hier vir hulle wys waar is die merk. Manne wat mekaar aanvat hier so in die vaste skram in die stadium. En dit is soos ek sê, dit is Hamiltons wat voorloop met 10 punte teenoor 5. Hulle wil hierdie wedstryd baie graag wen en hulle posisie verseker hierso vir die halfuitstryde. Kwartfinale. Lefleur wat hierdie bal gaan ingooi. Grant Lefleur natuurlik die onderkaptein van die manne van Doorbel. Manne wat mekaar hier lekker aanvat, is dit Lefleur is wat hierdie bal gaan ingooi. Lefleur wat hom gaan kry, Lefleur gaan laat loop. Pragtig voor die bal in die hande kry deur Joubert wat hierdie veld afskop. Dis die manne van dan is die bal wat aangeslaan word weer daar deur David Dross en baie geskop deur Keegan Joubert. Ongelukkig is dit Damien wat die bal net in die hande kon kry nie en 'n verveld gewen deur die manne van Doorbel hier so Heinrich. O ja nee, definitief wel 'n goeie skopie daar deur Joubert en natuurlik Tianra Duin wat seker gemaak het hy sit baie groot druk en vir 'n oomblik toe Ross net daar die bal wil inkom toe, hy het sy oog net van die bal afgehaal. Dit gebeur hier so as jy kyk na wie kom op jou aangehardloop en jy moet die bal uit die lug uitvat. Maar nou ja, baie goeie skopie gewees deur Joubert, het spel goed gelees. Sien Reis Du Plessis wat nou hier so op die linkervleuel staan. Lefleur hierdie bal gaan ingooi en ek gaan nie verbaas wees as hulle hier na die linkerkant toe gaan speel hier so. As Hannu kom hierdie bal gaan optel, sien al twee vleuels wat hier so staan. Jordan, Reis Du Plessis wat hier linkerkant staan. Ek gaan nie verbaas wees as hulle hier na die linkerkant toe gaan en Lefleur gaan kry. Lefleur laat loop na Jordan gaan vastloop. Kon hierdie beweging gesien kom met al twee vleuels wat hier so staan. As die manne van Hamiltons wat dit baie moeilik maak. Skeieregter sê hulle gaan oor die bal. Hamilton strafskop. Ja, meneer de Bot wys vir die manne van oor die bal. Strafskop aan die manne van Doorbel. Nou het hy die manne van Doorbel gestraf vir dieselfde ding. Maar ek dink op 'n droëveld kon hierdie baie gevaarlike loopie gewees het. Ons weet Jordan is baie sterk en van net so Reis Du Plessis het 'n baie spoed. En Grant Hermanus gaan hierdie bal uitskop. Wag, nie staan die grensregter, lyk my so 6, 7, 8 meter. Gaan so 10 meter van die doellyn af wees. Hoofpaviljoen kant van die veld. Rientjie wat so 'n bietjie opgehou het in die stadion, maar die veld is baie nat, die bal is glad. En kan ons nou 'n bietjie 'n rolmal sien hier so aan die kant nou van die manne van Doorbel. Staples wat hierdie bal gaan ingooi en gaan pragtig lyk my en die lynsaan is dan heel Botes wat daar die bal in die hande kry. Dit is die manne van Doorbel wat begin met 'n rolmal. Nog steeds die manne van Doorbel wat in beheer is van hierdie rolmal. Nog steeds die manne van Doorbel wat die bal pragtig beheer. Nog steeds die manne van Doorbel wat nog steeds die bal pragtig beheer. Ons baie naby aan die kantlyn. Dan is een van die manne van Doorbel wat grond toe gaan. As hy die hande hier so lyk my van een van die manne van Doorbel kon nie lekker sien wie dit is nie. Nog steeds Doorbel wat baie vanaf speel. Dan is dit dan lyk my die hande van Stoffberg kan nie lekker sien nie. Is dit Stoffberg? Lyk my Stoffberg vir ons gelukkig is ons nou twee manne hier so. As dit lyk my Joubert wat probeer deurgaan. Joubert wat vasgevat word baie naby aan die doellyn. Lefleur die wag vir hom, die bal kom bietjie stadiger is wat hulle wil. Hermanus probeer deurgaan, hy sny binnekant toe, hy word in die lug gehou hierso. Die skeieregter wat sê, hulle moet nou vanaf speel, nog steeds die manne van Doorbel wat vorentoe gaan, hulle is baie naby aan die doellyn, meneer de Bot, pragtig musisie daarso. Doorbel wil hierdie bal vinnig kry, Lefleur het hom, Lefleur loop, lyk my na sy loskopstuk daarso.
dit lyk my dit Christian Lambrecht was. Die bal wat nou daar gehou word tussen die voorspelers hierso van Deurbel. Wat nou groot druk plaas op die manne van Hamilton, dan sit nog steeds hier die patte, daar so vir die manne van Deurbel onder die pale. Gaan nou vir probeer kyk wie daar die 3 gedruk het. Baie goeie 3, baie goeie voorspelerspel. En dit wys die verskil tussen die vorige wedstryd om die bal tussen die voorspelers nou hier so Hendrik. Ja nee, definitief wel, dit lyk soos Hannekom wat daaroor gegaan het. Ons net bevestig, ja, dit is lyk my Hannekom wat daaroor gegaan het. Pragtige voorspeler 3, net kalmte getoon. Paar van die voorspelers wat bietjie wyd gestaan het in 'n senter en loskakelposisie onder die pale. En tog het hulle van hulle besluit om die bal voor te hou en net so al vir Hamiltons te probeer bluf. Baie goeie 3, baie goeie voorspelerspel hierso. Baie goeie spel gewees hierso deur die manne van Deurbel, telling gelyk op 10.11. Kleufas, dit is Grant Hermanus. Grant Hermanus wat die 2 punte byvoeg en dit is die manne van Deurbel wat die voortou neem weer met 12 punte. Goeie 3 deur Andre Hannekom natuurlik wat ons vroeër gesê het, 'n baie goeie speler. Hannekom natuurlik, ek stem saam met Hendrik wat al lankal moes opgeroep geword het na die WP groep toe. As dit spel wat begin word hier so deur Botha wat ver afskop, pragtig onder die bal. Is dit lyk my dan word hy gaan maar vasloop, baie goeie tekslag daar wat uitgevoer word, lyk my op by Hanoi Jordan. Dan is dit die hande van Joubert gaan hier die bal ver veld afskoppe. Hy gaan nie so ver veld wen nie, hy gaan hom uitskop net by die kant sy 22 meter. Nog so 3-4 minute speeltyd oor in die eerste helfte. Deurbel wat voorop met 12 punte teenoor 10, maar wat 'n baie titaniese harde wedstryd is hier in die Hendrik. Ja, dit definitief wel Joubert wat daai bal so klein bietjie skil van die voet af. So 'n baie goeie veld natuurlik nou gewen vir die span van Hamiltons. Maar kom ons kyk eers of Coetzee sy springers kan vind natuurlik, want ons het gesien sodra hulle daai rolmolbeweging aan die gang kry, is hulle nogals redelik baie moeilik om te stop. Absoluut. Die manne van Hamiltons wat 'n baie goeie rolmol het, dan word die bal teruggeklap. Die skamskak word onder druk gesit. Pragtig is dit die manne van Deurbel wat daardie bal teruggewen het. Lyk my dit was Pieter Smit, as ek vinnig kyk, dit is donker daai kant, kan nie lekker sien het nie. Dan sit lyk my Hannekom wat hier wegbars met die bal. Kan van Greene wees, ek is seker nie. Lefleer wag vir hom, Lefleer gaan hier die bal op die voet sit, lyk my. Lefleer gaan wag vir die bal. Ja, Lefleer gaan hier die bal veld afskop. Hy is hier besig om hierdie manne te toets onder die hoë bal. Hy skeieregter wat sê die bal is agter toe. Goed gedoen hier deur die manne van Hamiltons om daardie bal te beheer. Lefleer wat baie druk nou met sy skoppe onder die bal op die bal sit hierso van die manne van Hamiltons. Goed nou vorder hier deur die manne van Hamiltons hierso. Botha laat loop hier die bal kom nie agterlyn langs, dan word hy vorentoe geskop. Hier is Kyle Lam, maar pragtig onder die bal is Hermanus wat pragtig die bal weer. Goeie spel hier deur Hermanus. Die reëls baie goed toepas, as hy die bal los en dan weer vanaf speel. Dan sit Hannes Stofberg laat loop hierso nou in die hande hierso, lyk my van Andre Hannekom. Wat die bal pragtig vasgemaak het, Lefleer laat loop hier na Sypo. Hy gaan nog vasloop, skeieregter wat sê hoogvat, strafskop aan die kant van die manne van Nederland sê jy kan nie hoogvat nie. Kan nie man ook in die skouts vat die strafskop. Nederland wat die wedstryd baie goed beheer sover Hendrik. Definitief, hy is 'n baie goeie skeieregter. Maar ek moet ook sê vir die kykers daar buite, is bitter moeilik om die manne se nommers te sien met veral nou met die modder van Greene en Andre Hannekom natuurlik wat baie eners lyk, veral in lengte gewys en hoe hulle speel. Beide van hulle lekker lewendige spelers wat die bal baie mooi in die lewendig hou. Absoluut, jy kan lyn staan sien van Greene en Hannekom wat by mekaar staan. Hierdie keer lyk my is dit Hannekom wat die bal net nie lekker in die hande kan kry nie. Hans en nee hakker hierso van Abrikut sê wat die bal vasmaak. Lyn staan wat verlore gaan hierso nou. Dan is dit die manne van Hamiltons wat nou aanval hierso. Hulle is binnekant hulle halfgebied, dan word die bal laat loop daarso na hulle nommer 13 Kyle Lam wat baar veld afskop aan die Jordan, pragtig onder die bal. Pragtig word gevorder en gaan pragtig aangee en dan sy binnekant toe. Dan soos Andri gesê het, sukkel om die nommers hier van ver af te sien. Grant Hermanus wat pragtig aangee gekry het, lyk my daarso van Jordan, die bal word net tussen voorspelers gehou hierso van Deurbel.
Dan word die bal hier nagte toe gespeel. Die manne wat bietjie in 'n bondel staan, lyk my is Daniel Botha wat die bal opvat. Lefleur wag vir hom, Lefleur wag vir hom. Lefleur laat loop om Joubert laat loop hier so na Losper. Hy gaan hom vasloop. Hy gaan tog die bal beskikbaar stel. Lefleur wag vir hom. Lefleur laat loop rigtig en Hanekom wat met spoed hier inkom. Goeie lyn gehardloop deur Hanekom, dan sien nou 'n ander daarso van Botha weer. Daniel Botha wat lyk met die bal vasmaak. Goeie veld die gewen, baie goeie spel hierso deur die voorspelers nou hierso van die manne van Durbel. Dan loop Joubert. Is 'n baie goeie skop hierso, skop die bal agter toe, maar was 'n goeie ding, die bal word verveld geskop, pragtig onder die bal is Hermanus wat in die natbal pragtig gelei vat. Hermanus begin met 'n teenval aan die buitekant, Hermanus het nog steeds aan die oorkant. En is nog steeds Hermanus wat goed gehardloop het, maar lyk met die bal is aangeslaan deur Hermanus. Baie goeie spel deur Hermanus, moet sê, baie goeie balbeheer, natbal Hendrik. Ja, ek dink daai skoppie wat daar deurgesit was die regte besluit, bal wat net so klein bietjie te hard was, maar dit ook vir baie groot druk natuurlik op die span van Hamilton gesit om die bal dadelik op die voete sit en gewys dat as daai bal in Hermanus se hande beland, gaan hy aanval. Ongelukkig kon hy net nie daai bal versprei daar nie en verloor hy ongelukkig toe na die bal besit. Maar ek moet sê om 'n bal op spoed in die bal in te hardloop met wat so glad is baie goeie hande. Dit mag miskien nie so lyk nie, maar dis baie moeilik. As mens self rekapituleer het, dan besef jy dis nie maklik op so 'n veld met so 'n bal om hom so te beheer nie. Wel gedaan Grant Hermanus, goeie spel. Ja, nee, definitief wel. Ek self as 'n heel agter in vleuel weet hoe moeilik dit kan wees daar agter, veral as jy onder druk is. En ek moet sê Grant Hermanus wat baie goed lyk onder daai bal. Ek moet sê dit is so die agterste driehoek in die stadium moet ek sê van Durbel wat baie goed doen. Hulle twee vleuels baie veilig onder die hoë bal. Reis Du Plessis en Jordan aan die oorkant wat regtig baie goed doen. In sulke omstandighede wil jy graag jou agterste driehoek moet baie goed wees in die lug. Ja, ek dink Jordan wat veral hierdie seisoen so ver gewys het, hy's baie goed onder daai hoë balle veral met die up en anders. Absoluut, so baie goeie skram hier so deur die manne van Durbel, skeieregter stem saam. Lere Bot sê ja, goeie skram Durbel, strafskop. Hier in die laaste doodstukke van die eerste helfte, baie goeie skram strafskop hierso. En wat gaan die manne doen? Ek is seker hulle gaan kantlyn toe skop. Hulle is baie naby aan die kantlyn. Dit is nee, lyk my hulle Grant Hermanus sê hy gaan paal toe skop. Nie seker ek sien iemand hardloop hier op die veld. Ja, meneer De Bot wat wys hulle gaan paal toe skop. 'n Baie moeilike skop. Dit lyk miskien nie so nie. Onder normale omstandighede is dit miskien nie so moeilik nie, maar dis Grant Hermanus wat natuurlik 'n baie goeie stelskopper is. Grant Hermanus ook natuurlik 'n skopafrigter is en skopkliniek het nou ek dink môre of so hier by Durbanville. En hy gaan hierdie bal stel. Ons net gou kyk, dis net buitekant die 22 meter, hiervan af lyk dit so 4-5 meter van die oorste kantlyn. En hy gaan groot applous kry van die tuiskare as hierdie bal tussen die palle kan deursit. Grant Hermanus wat aandagtig na die palle kyk, dan gaan hy vorentoe kom, hy gaan die bal tref, die bal trek baie goed, die bal trek skitterend, die bal trek uitstekend en hy sit hom tussen die palle deur. 'n Skitterende skop deur Grant Hermanus. Wel gedaan, goeie skop en dis die manne van Durbel wat voorloop nou met 15 punte teenoor 10. Onder omstandighede, baie moeilike omstandighede, was 'n baie goeie skop gewees hierdie Heinrich. Wil jy definitief wat mense ook moet onthou, hoe glad hy veld onder voet is. So vir 'n skopper is dit so baie belangrik. Speel dit so baie op sy brein om op sy voete te bly en natuurlik ook jou kop af te hou. Absolute goeie skop. As die bal diep geskop word en die bal gaan gelos word en dan gaan hy hom dooddruk. Inskop hierso van die 22 meter. Baie goeie spel toegepas hier, so ek moet sê dit is 'n Durbel wat die reëls baie goed ken en goed toepas en hier staan Hendrik. Dit kon so teen gewerk as jy daardie bal wil optel en dan word die bal vasgeskop hier deur Hermanus deur een van die Durban Hamilton se manne. Pragtig hy daar self weer nog bal in die hande gekry, maar goed gelees hier, dan word die bal wyd agter toe gooi, dan word die bal ver veld afgeskop. En dan gaan die bal uitskop en ek dink die skeieregter meneer Bot gaan sê man, dit is genoeg vir hierdie eerste 40 minute. Jou indruk is so ver van hierdie wedstryd, Hendrik? Wel ja, ek dink beide spanne wat mekaar baie goed opsom, baie goeie
geleenthede vir hulle self bied, veral as hulle in die kwartgebied kom van hulle oppositie, beide spanne wat hulle eerste besoeke aan die kwartgebied gebruik het en omskep het, en is 3, natuurlijk Grant Hermanus wat die eerste skop verbrou het, maar ook goed teruggekom het om van 10 punte teenoor 5 agter terug te kom om die voorsprong 15-10 te neem in die halftyd in, en weer eens groot skrim wat nou ons laastens gesien het aan die kant van Durbanville wat vir hy strafskop toegeken het. Absoluut, Heinrich, ek moet sê, dis twee spanne wat mekaar geen duim terugstaan vir mekaar nie. Hulle weeg baie goed op teen mekaar in alle fasette. Soos ons reeds gesê het, dis nie maklik nie, dis baie moeilik ondervoet, die bal is glad, maar moenie te ver weg gaan nie, gaan kry jy vir iets om te drink, hou die keel nat. Ons is binnekort terug met die laaste helfte van hierdie baie titaniese wedstryd.
Ons sê vir welkom terug hier so. Ons is gereed vir die begin van die tweede helfte. Baie opwindende eerste helfte wat ons gesien het. Natuurlik die manne van Deurbel wat al reeds gekwalifiseer het vir die halfeindstryd. Hamiltons wat in die stadium gelyk is met Valsbaai in die derde plek. Punteverskil dink ek lê hulle vierde. So wil graag hierdie wedstryd wen want enigiets kan nog gebeur met wedstryde onder toe. En in die stadium is dit Hamiltons wat agterloop met 5 punte, hulle 10 punte teenoor die 15 van die tuisspan. En Hendrik, ek dink ons is nou in vir 'n baie goeie belang tweede helfte hierso. Definitief wel. Hamiltons het baie om voor te speel met spanne soos Van der Stel en Tygerberg en verskoning nie Tygerberg nie, SK Walmers en 'n hele paar ander spanne wat ook daar in die top 6 probeer inkom. Van der Stel in die 7de plek. Huidiglik kan met 'n oorwinning die naweek nog selfs in die top 6 inklim. En Hamiltons, ja, hulle is versekerd van die top 6 at least, maar dit gaan vir hulle dinge moeilik maak. Dit gaan hulle opponent in die kwartfinale natuurlik op City Park bepaal en in die geval sal dit as hulle 6de eindig is dit natuurlik teen die span wat derde eindig en dit kan dan ook wees dat dit teen 'n span is soos Valsbaai wat baie goeie rugby hierdie jaar ook natuurlik speel. Absoluut Valsbaai wat ons weet wat natuurlik vir die manne van Deurbel gewen het hierso in Deurbel. So 'n baie goeie span. En vir die kykers wat nie weet nie, laas jaar hierdie twee spanne wat speel is die twee spanne wat laas jaar in die finaal teen mekaar gespeel het en Hamiltons wat toe natuurlik geseëvier het. Ja, dit is 'n baie seer pil en bitter pil gewees natuurlik vir Durbanville wat om daai ene te kon gesluk het. Maar natuurlik ook 'n span wat ons nog steeds ookie moet weg afskryf nie, wil eers natuurlik ook UCT. Hulle speel ook natuurlik nou die naweek hulle laaste wedstryd. Maar ja, wen hulle daai ene kan dit ook vir hulle 'n goeie tuisvoordeel gee as 'n kwarteind wedstryd. En weer eens, ons weet hoe gevaarlik UCT kan wees veral by uitklop rugby. Absoluut, ons het dit gesien teen die Maties University beker. Hulle speel vanaand reeds teen Maties verskoning. Ja, hulle speel weer vanaand. Dit is vanaand weer 'n herhaling daarvan. As meneer Botte gereed is vir die wedstryd Hamiltons wat nou van regs na links vir ons by gaan speel, meneer Bot wat ons lyk blaas vir die begin van die tweede helfte hierso. Pragtig onder die bal. Is dit 'n Radyn wat lyk my vir daardie bal pragtig gelukkig vat. Hy gaan hierdie bal uitjaag. Lyk my is Jordan wat die bal pragtig uitgevat het. En die skeieregter meneer De Bot wat sê ons gaan nou 'n lynstand vorm hierso, lyk my op die 10 meter lyn. Kan jy lekker sien aan die vlaas uit daarso, lyk my op die 10 meter lyn hierso van die manne van Deurbel. En dit is Aubrey Kutse wat hierdie bal gaan ingooi in die lyn staan. Hy kry net die tekens daarso van Arno Gustafsson. Baie titaniese stryd wat hier so heers, 'n groot wedstryd. Die bal wat bietjie oor die kop gegooi word, 'n pragtig word die bal in die hande kry deur een van die Staples, maar dan sit een van die manne van Hamilton wat daar amper oor die bal gaan. Joubert wat pragtig gestel, hy skop hierdie bal, pragtig word die bal uit die lug uitgevat hier so deur hulle heel agter. Dit is Ivan Jacob wat pragtig vasgevat word deur die manne van Deurbel wat goed gedoen het hier so. Manne van Hamilton nog groot druk gesit het. Hamiltons wat nou probeer hierso oor die voorheen kom, maar hulle word bietjie teruggevat. Dan word die bal ver laat loop weer na Jacobs. En dan is dit Isaacs wat die bal koop, pragtig onder die bal sit Reis Du Plessis wat weer baie gevaarlik is. 'n Baie vinnige vleuel, hy word vasgevat. Skeieregter wil so vletjie blaas. Weer eens lyk my die manne van wat onkant was hierso van Durbanville. Wat gaan Grant Hermanus doen? Baie belangrik, ek dink Grant Hermanus het die bal in die hande, gaan nie verbaas wees. Ja, hy sê gaan palle toe skop. Baie belangrik om punte by te voeg in so 'n wedstryd. Jy wil 'n bietjie druk opsit op jou opponente hierso in Hendrik. Definitief wil hy en weer eens hats off aan Reis Du Plessis wat die goeie duikslag uitgevoer het daar op die heelagter van Hamilton seker gemaak het net buite sy kwartgebied vasgepen. En terwyl Hamilton natuurlik gedwing het om die bal op die voete sit en weer eens Reis Du Plessis wat probeer het om sy spoed te gebruik. Ons weet dit is baie moeilik om jou voete te hou hier op die veld, maar daar is die span van Hamiltons onder groot druk geplaas met spelers wat voor die skopper natuurlik ook op hy. Hermanus kom vorentoe, hy gaan die bal dryf, wat gaan die bal doen? Hermanus gaan hierdie vlaag lig weer, nog 3 punte by vir die manne van Deurbel en die telling wat opskuif na 18 punte teenoor 10.
Maar ek moet sê, Reis du Plessis wat absoluut skitterend speel, sy spel, algemene spel, hy speel links, dan sy rechts, hy is net absoluut oral, absoluut skitterend spel, so ver van Reis du Plessis hier so Hendrik. Definitief, Willie, maar is net vir my hartseer dat hy so 'n bietjie gesukkel het met 'n besering hierdie jaar met sy hamstring, maar ons weet, dis maar altyd die probleem veral met 'n man wat baie spoed het. Absoluut waar, as dit Hamilton is wat spel weer gaan begin, en lyk my is weer Jordan wat hierdie bal gaan kom, hy gaan hierdie paar verveld uitskop, 'n goeie skop hier so. Baie goed gedoen hier so, nou amper op die midlyn, so meter binnekant die halfgebied nou hier so van die manne van Deurbel, Aubrey Coetzee wat hierdie bal gaan ingooi. Ja, Aubrey Coetzee, 'n man wat natuurlik ook al 'n draai gemaak het by die Griek, was 'n hele paar jaar gelede, selfs al 'n paar keer amper in die WP groep opgeëindig. Baie groot talent wat hy het. Baie goed, ek moet sê, sy ingooi werk met lyn staan is baie goed. Beter is baie manne wat provinsiaal speel. Pragtig is dit, die manne van Deurbel wat die bal kry, van Hamilton, Botha wat die bal laat loop hier so, nou sy nommer 12, dis Gerard Ackerman, dan is dit weer nou hier so in die hande van hulle heel agter Isaac wat binne toe sny, maar hy gaan hom vasloop hier teen die manne van Deurbel. Botha die wag vir hom, Botha gaan hom kry, Fopang gee, dan sien een van die ander van die voorspelers, weer Botha, hulle gaan bal hier tussen hande, en wat die bal, Kyle Lamb wat die bal voor hom toe skop, pragtig voor dat teruggeval aan die oorkant, lyk my, deur Anno Jordan, dan is dit die manne van Deurbel, wat, een van die manne wat daar lê, hy straf dus lyk hier blaas, strafskop hier so, aan die manne van Hamilton, ek weet die André, jy gesien wat daar gebeur het. Ja, man ongelukkig al van sy voete af en natuurlijk ook weer eens 'n goeie skoppie daar deur Kyle Lamb, maar wat 'n lekker voete het ons daar gesien aan Kenan Isaacs hier heel agter nie. Jo, hy was blitsig daar van links na regs. Willie, dit het omtrent die verdedigingslyn daar getoets. Absoluut, 'n bal wat van die voet afgeskil is daar so. Nie baie ver veld gewen nie, ongelukkig, dit is wat gebeur in sulke situasies. Aubrey Coetzee wat hierdie bal gaan ingooi, oorkant van die veld, op die 10 meter lyn. Goeie titaniese wedstryd hier so, Deurbel wat voorloop met 18 punte, 210. Ek dink hulle sal wel vergoed vir laas jaar se nederlaag. Ook 'n persoonlike en pragtige lys aan, is dit nog steeds die manne van Hamiltons wat nou begin met 'n losgemaal, lekker rolmal wat nou in die gang gesit word. Nog steeds die manne van dan sit die skeieregter nummer 2 strafskop voordeel hier so aan die manne van Hamiltons. Dan word die bal wyd gespeel deur die manne van Hamiltons. Dan hulle speel met voordeel hier so kom gaan nie nou bietjie die bal gooi nie. Botha die wag vir hom, Botha gaan hom kry. Botha laat loop weer na Isaac wat lyk baie gevaarlik en nou bietjie meer in die spel begin kom. Skeieregter sê daar was nie genoegsame voordeel nie. Strafskop. Lyk my man in die lig gespeel hier so. Strafskop hier so, meneer de Bot wat strafskop toeken. Wat gaan die manne van Hamiltons doen? Hulle gaan kantlyn toe. Ja. Kyle Lamb wat hierdie bal gaan uitskop. Nie so ver veld gewend soos wat hy wou nie, maar ek moet sê, dit is die manne van Hamiltons wat 'n baie goeie rolmaal het hier, Andre. Ja, definitief kan hulle daai lyn staan bal bemeester, dan is dit nou gevaar wat geligte wat gaan aangaan vir Deurbel. Hulle dissipline natuurlik sal moet opskerp vir alles hulle hier in hulle eie kwartgebied kom. Absoluut, en ons weet dat die manne van Deurbel speel met hulle hart. Hulle hou daarvan om te verdedig, goeie lynstaan spel, nie gekompeteer in lynstaan nie. Skeieregter wat daar vir die manne wys kom aan kant van Deurbel, goeie losgemaal wat hier in die gang is, goeie losgemaal deur die manne van Hamilton. Skeieregter se arm wat uitskiet. Hier gaan nog 'n strafskop kom, nog steeds 'n goeie losgemaal hierso. Skeieregter voordeel speel. Hier gaan 'n straf 3 kom. Ja, hier gaan 'n straf 3 kom. Iemand gaan hier gaan die veld afstuur. Baie moeilike situasie. Gaan nou kyk wie hier so van die veld af gestuur gaan word. Baie goeie losgemaal, en dan nog sê hulle is baie gevaarlike span hierdie met hulle losgemale. Eerskielik is dit die span van Hamiltons wat 7 punte kry en die verskil is nou 18 punte teenoor 17. Ons is nie seker wie hierdie veld gaan verlaat nie.
is dit blyk my is die kaptein Pieter Smit wat hier van die veld afkom. Pieter Smit wat hier so die geel kaart gekry het, is altyd baie moeilik om so 'n rol gemaal te keer. En dan is dit Hermanus wat 'n spel begin, die bal wat laat spring word aan die oorkant, maar goed herstel laat deur die manne van Hamiltons. Hulle speel nou hier so met 'n man ekstra in die skram. Dit gaan nou baie druk plaas op die manne van Durbel wat 'n baie goeie skram het. Botha gaan hierdie bal lig toe stuur. Botha gaan hier met 'n Gary Owen kom. Botha skop hierdie bal, hy gaan 'n bietjie wyd skop. Maar pragtig onder die bal, lyk my as die oorkant is dit, kon nie lekker sien wie die bal in aangekry was dit Dries Du Plessis, was nie seker nie. Lyk my Dries Du Plessis was wat daar op die linkerkant wees. En dan is dit nog steeds die manne van Durbel wat ongelukkig die bal vorentoe laat val. Hamiltons wat hierdie bal wil vinnig kry, Hamiltons gaan hom kry, Botha laat loop hier so. Nou na sy loskakel wat hierdie bal veld afskop. Onder die bal is dit 'n pragtig is dit van Greenen wat die bal pragtig uit. En dit is Hermanus, hier kan moeilikheid kom. Hermanus laat loop na Lefleur hier van vasgevat word, byna by die doellyn is skitterend op hier so deur Hermanus. Ja, strafskop as die manne die bal vashou, wat 'n skitterend op hier deur Grant Hermanus. Absoluut skitterend, hy moes miskien net so 'n bietjie langer gehou het. Hy was op spoed gewees. Ongelukkig is dit die manne wat nou 'n strafskop afstaan, maar wat 'n goeie loop hier deur Grant Hermanus gewees hier so Hendrik. Ja, so mooi van die skouer af van Carlo van Greenen en is dit Hermanus wat daar deur gaan wil hê. Ek voel hy kon dalk daaroor gegaan het. Hy moes dalk net gegly het. Ek stem saam, ek het ook dit nou net so pas gesê, hy moes miskien net al gedink het, hy sou oor die doellyn geskuif het as Karl Lamp gaan kyk waar hy hierdie bal gaan uitskop, maar ek moet sê, dit is die manne van Hamiltons wat hier ontsnap, nou, hulle was onder groot druk gewees, as die plaasvervangers op die veld kom, lyk my is nommer 23 tot 25 wat daar op die veld is. Maar ja, verskoning jammer Willie, maar 'n verspeelde kans glo ek aan die kant van Durbel, Hermanus wat weer eens sy kwaliteit gewys het. Maar ja, ongelukkig die besluitneming net daai laaste afronding wat net ontbreek het daar. Absoluut, ek dink hy het sy skramskakel verkoop daarso, want ons 3 manne wat Lefleur gevat het. En dit is een van die manne hierso, lyk my is hulle nommer 12 wat hier van die veld afkom. Dit is Gerard Ackerman. En lyk my dit is ek kan nie sien wie daar is. Pragtig is dit die manne van manne wat aanslaan daar so deur Durbanville. As Durbel wat nou hierdie bal gaan ingooi in die vaste skram, hulle het 'n man kort Pieter wat van die veld af is. Ek sal nie verbaas wees in so 'n situasie dat jy Tim Radyn skram toe gaan, dat jy skram nog steeds wen nie. Ja, wel dit sal maar 'n brawe roepie wees daar so. Ek dink dit gaan baie gelyk dat hy die een wees wat moet skuif nie. Maar nou ja, ek en hy sal lekker lag oor daai enetjie, maar ek dink hulle voel hulle sterk genoeg met 7 man daarvoor as die bal vinnig in en uit kan gaan. Dit is so, dit kan wees. Daar is een van die agterspelers is daarin. Ek dink dit is Radyn wat hier so nou hier op loskakel staan. Strafskop, as hy vannig speel word, Lefleur pragtig daar weggekom. 'n Bal wat absoluut verlore gaan hier so. Nee, ek weet nie of dit die regte een is nie. Pragtig nie ander kry, so dan word die bar veld afgeskop. Nou moet dan ver terugval word deur Grant Hermanus. Grant Hermanus wat hierdie bal gaan in die hande kry, maar hy gaan oor die doellyn gedoener word. Kaartveld gewen deur die manne van Hamiltons. Manne wat mekaar nou 'n bietjie ruk en pluk hier so. Nie altyd lekker om te sien as die manne mekaar so 'n bietjie ronddruk en pluk nie, maar gemoeder wat bietjie lekker hoog loop hier so. Of dit die regte keuse was daar so, weet ek nie van die manne van Durbel nie. Ja, assistentskeidsregter wat natuurlik ook sy vlag uitgehaal het daar. Ek glo die man het op daar op Hermanus geduik en die skeidsregter het daar wat sy assistent nou. Kom ons hoop op kyker wat sien wat hulle raak gesien het natuurlik daar Willie. Yes. Reg so dan assistent skeidsregter daar met die meneer De Bot praat.
die kykers natuurlik gaan nou kan beter sien op televisie. Ons het nou nie die voordeel van 'n kyk weer of iets om televisie te kyk nie. So ons moet maar gaan op wat ons dink ons gesien het of wel gesien het. En kom ons kyk wat gaan meneer De Bot hier doen. Hy roep nou die kaptein Hanno Stoffberg en hulle nommer 7 kaptein wat nou daar gesels. Dit is natuurlik Jansen. Nou ons gaan nou kyk wat die uitslag hierso gaan wees. Meneer De Bot wat nou daar met die manne praat. En lyk my hier gaan miskien 'n strafskop kom aan die manne van Deurbel, ons is nie seker nie. Nee, hy sê manne, kom ons hou die spel soos dit is. Mooi met die kapteins gepraat, dis Abri Kotse wat hierdie bal nou gaan ingooi op die 10 meter lyn, hoofpaviljoenkant van die veld, die skaar wat lekker saam praat. Ons staan hier op die hoofpaviljoenkant, gelukkig die reën wat bedaar het hier so. Abri Kotse wat hierdie bal gaan ingooi. Pragtig lyn staan, maar die bal wat amper verlore word hier so. Dan is dit hulle nommer 13 Kyle Lamb wat die bal in die hande kry, maar hy laat loop, dan word hy pragtige verdediging van Keegan Joubert wat die manne terugvat. Nog steeds die manne van Deurbel wat skitterend verdedig. Dan is dit toch die bal wat uitkom aan die kant van Hamilton, maar dit is nog steeds die manne van Deurbel wat skitterend verdedig. Ek moet sê die manne sit hulle lyf op die spel hier so. Hulle loop voor met 18 punte teenoor 17. 'n baie interessante wedstryd wat ons aanskou hier so. 'n klipharde wedstryd. En dis nog steeds nou hierso die manne hierso van Deurbel wat hierdie bal pragtig afgevat het. Wel gedaan aan die manne van Deurbel aan die hande van Hermanus wat 'n rolskop gee, maar nie baie goed nie. Hy skop daar teen een van die man vas. Amper word hierdie bal vorentoe geskop deur die manne van Hamiltons, maar dan pragtig word hy herstel hierso deur Reis Du Plessis. Die man speel absoluut oral hierso. Het skeieregter wat sê die bal is uit, dan sien Lefleur laat loop. Kan nie nou lekker sien en dan weet hulle dit loop het nie. Dan sê nou 6 in die hande, dan lyk my Andre Hanne kom wat pragtig hardloop. Nog 6 Hanne kom wat pragtig hardloop. Die bal word uit die hande geklap daar van een van die spelers. Die skeieregter sê speel aan. En dan word die bal weer opgeskop hierso. Lyk my deur Lefleur pragtig opgevolg hierso. Verveld gewen deur die manne van Deurbel. Nog wat sê die skeieregter, die bal gaan uitkom hier aan die kant van Hamiltons. Hulle gaan die bal nou kry. Wat gaan Botha doen? Botha loop hier na een van die voorspelers, maar dis die manne van Deurbel wat skitterend verdedig in hierdie stadium van die wedstryd. Nog steeds Hamiltons wat beheer is van hierdie bal, hulle wil hom kry. Hulle gaan laat loop hier so. Weer Botha wat hierdie bal in die lug gaan sit hier so. Ek is seker hy gaan weer ou kom. Ja, hy skop hierdie bal ver. Pragtig onder die bal, ek my weer aan die oorkant is dit Jordan, maar die bal wat direk uitgeskop word. Fout aan die kant hier so van Hamiltons. Willie, dis kan wat sê die bal was geraak gewees. So dit is 'n lynstaan wat natuurlik dan nou sal geskied daar vir Hamiltons aan die oorkant. Nou ja, dis lekker as hier nog iemand saam is. Dit moet goed opgetel daar so Hendrik. En as jy 'n paar plaasvervangers wat nie opkom hier so aan die kant van Hamiltons. Ons sien hier so hulle nommer 23, dit is De Milan wat op is. So nou kyk wie is almal hier van die veld af. Paar plaasvervangers nou hier so wat nou opgekom het hier so vir Hamiltons. En dit is Abri Kotse wat die bal gaan ingooi. Goed uitgewerk daar so vir die manne van Hamiltons. Abri Kotse wat die bal gaan ingooi. Baie goed in die lyn staan, goed ingegooi daar so. Weer hier gaan 'n rolmaal beweging weer kom hier so. Pragtig word dan nou weggebreek deur die manne van Durban. Wil wat nou 'n keer Deurbel wat nou 'n keer vir al wat hulle werd is. Dan is dit die bal wat nou agterlangs kom. Kyle Lamb wat probeer deurgaan. Maar dis die skeieregter sê speel Botha het die bal, Botha loop hier so lyk my dan dit is Zander van der Merwe. Hy word vasgevat hier so binnekant die 22 meter van die manne van Deurbel en is dit die loskak wat die bal binne toe aangee. Hier so dan is Botha wat wag vir die bal. Botha laat hom kry, loop dan na een van sy slotte toe. Hulle is nou die bal het is voorspelers dan is dit die bal wat lyk my vorentoe spat daar so die skeieregter sê ja nee die bal is aangeslaan. Skare wat lekker saampraat. Skare wat opgewonde is en saampraat hier so die bal aangeslaan word daar so aangee wat verlore gaan. Maar die wedstryd wat nou baie lewendig word hier so Hendrik. Ja nee definitief wel, jy kan sommer hoor in die agtergrond waar jy Skare saampraat en Pieter Smit wat ook natuurlik binne die volgende paar sekondes dink met die volgende breek in spel sal hy natuurlik ook terugkom op die veld. Maar goeie verdediging weer eens aan die kant van Deurbel wat net hulle koel kalm gebly het.
Doorbell wat baie goed verdedig. Ek moet sê, manne van Hamiltons wat onder geweldige druk sit, maar die verdediging wat pragtig is aan die kant van Doorbell. Hulle speel met 'n man kort en lyk my hulle bietjie meer vlam gevat van Pieter van die veld af is. Vaste skram en dit is die manne van Doorbell wat hierdie bal nou kan ingooi. Vaste skram en dit is Lefleer wat hierdie bal gaan kry. Ek gaan nie verbaas wees as Lefleer hierdie bal op die voet gaan sit nie. Christie van die Kerk wat die warm maak om op die veld te kom. 10-1 gaan hy 'n man soos Daniel Botha vervang. Ons sal sien wie hy gaan vervang. Lefleer wat hierdie bal gaan ingooi. Lefleer gaan hom kry. Lefleer laat loop hier na Radyn wat pragtig binne toe sny. Hy gaan die bal beskikbaar stel hierso. En dan sit nog steeds in die hande hierso van die manne van Doorbell wat die bal vorentoe vat. Hulle gaan die bal hier tussen die manne hou nou hierso. Kom kyk wat Lefleer gaan doen. Hy nog steeds binnekant sy 22 gaan hierdie bal lekker ver veld afskop. Onder die bal is dit Isaac wat die bal pragtig vat. Hy gaan begin met die teenaanval. Maar pragtig word hy vasgevat hierso. Lyk my deur Andre Hanekom wat hom goed gestuit het. Dan se Botha laat loop dan na een van die voorspelers toe. Die manne is nou vol modder hier soos 'n modderpad hierdie gras hier voor ons. Pragtig is dit nog steeds die manne hier so strafskop die manne van Hamilton wat hierdie bal laat val as die manne mekaar weer 'n bietjie groet daarso. Die manne wat mekaar nou 'n bietjie rond trek en plink hier so Hendrik. Ja nee, definitief wel die manne se emosies wat lekker hoog loop en soos ons sien is dit Pieter Smit en Christie van die Kerk wat natuurlik ook op die veld kom. Ek dink hy vervang daar. Christie gaan definitief daar in die plek van Hanno of Daniel Botha opkom. Sal nou sien wie die veld gaan verlaat. Is ook natuurlik aan die kant van Hamiltons vroeër gesien dat Mika Cowley en Lance Lambrecht ook die veld verlaat het. So rukkie gelede, ons gaan ons weer 'n paar manne van hulle kant ook sien wat van die veld afkom. Lyk soos een van die voorry manne daar. Ja, het lyk my nog twee manne wat van die veld afkom hierso van lyk soos Kutsie en Gustafsson. Vaste skram en dit lyk my dit is Hanno Stoffberg wat afkom hierso. Ja, Hanno Stoffberg wat vervang was hierso deur Christie van die Kerk. En Nick Rubeck is af en Aubrey Kutsie is af. Lyk my François Breitenbach is op. Ek weet nie of dit Devin Martinez of Michael Ryan is nie. François Breitenbach wat nou in die middel gaan sak hierso vir die manne van Hamilton se goeie skram, 'n baie goeie skram, meneer de Bok stem saam, baie goeie skram. Wat 'n groot verskil het Pieter Smit gemaak toe hy weer terugkom hier. Ons weet natuurlik dat die manne van Doorbell baie goeie skram het. Skram baie goed, meneer de Bok sê ja, julle verdien daardie strafskop Hendrik. En die twee Steenbok Boeties in hulle 50ste wedstryd saam met Andre Hanekom wat regtig dit geniet daarvoor in hy pak. Ek wonder of hulle wil afkom. Ek dink nie hulle is lus om af te kom hierso nie. Ek sou nie afhou kom nie wil nie. Nee, in my 50ste nie. Maar nou weet ons ook dat manne soos Kipro en Jared Osborne self baie goeie spelers is wat eintlik die gereelde beginspan is. Ja nee, definitief is baie sterk span en dan weet jy maar net die diepte wat Doorbell Rugby Club hierdie jaar sover gebou het. As jy gaan kyk ook ouens wat in hulle tweede span gespeel het vanaand wat al ook al 'n hele paar wedstryde eerste span gespeel het die jaar. Absoluut, ek stem met jou saam. Vroeër met die afrigter Coach White gepraat. Manne van Doorbell oor die 900 wedstryde ervaring. Bal wat verloor is nou in die lyn staan hierso. En dan die bal wat nou baie los is. Was er nog steeds Pieter Smit wat die bal opgetel het, lyk my. Baie goeie spel hier deur Pieter Smit, dan sit Lefleer wat wys speel. Hermanus deurgaan. Ja, hy's deur en hy trek hom. Wat 'n skitterende dreer, wat kan dit Andre Hanekom wees? Lyk my dit is Andre Hanekom, natuurlik 'n skitterende speler. Absoluut goed gehardloop.
Wat 'n skitterende 3, hierdie agterste man is net absoluut kookwater. Ons het al vroeër gepraat, so 'n paar keer sy naam genoem, Hendrik. Hy is absoluut 'n kookwater agterste man. Definitief wel en ek het vroeër genoem, my en Kyle Lam is die twee manne om dop te hou vir beide spanne. Vroeër die seisoen ook gesien teen Helderberg. Andre Hanekom wat soos 'n senter hardloop met bal in hand. Hy hardloop ook op geleenthede met die bal in twee hande wat dit baie moeilik maak natuurlik ook vir die oppositie om te lees wat hy gaan volgende doen. Gaan hy die bal uitgee links na regs. Hermanus wat hierdie bal getref het van die kantlyn af. Wat sê die skuif regte, sê dit is tussen die paal deur, absolute briljante skop Grant Hermanus. In hierdie omstandighede van die kantlyn af moet ek sê Grant Hermanus, wat 'n skitterende skop. Dit is absoluut briljant. In hierdie omstandighede Hendrik, wat 'n skitterende skop. Briljant gedoen daar. Het soos ek gesê het, Andre Hanekom ook met twee bal in twee hande hardloop maak hy dinge moeilik vir die oppositie. Jordan wat hierdie bal in die hande kry, 'n paar keer nou van die afskop wat hy die bal pragtig vat in die lug uit en dan nou ver veldwen weer die bal verveld afskop. Maar Hanekom moet ek sê wat my baie beïndruk van hom, sy verdediging is goed, sy dekverdediging is goed, sy aanvalvermoë is goed, sy werkverrigting is eintlik topgehalte. Definitief as 'n man wat regtig soos Pieter Smit en 'n hele paar ander spelers wat baie effort insit en baie goed speel van voor. En dit is nou die reservehakker wat hierdie bal gaan ingooi. Dit is François Breitenbach. Amper op die middenlyn hier so. Kan amper nie eens met die lyne sien nie. Dit is net 'n modderbad hier voor ons as die François hierdie bal gaan ingooi. Kortlyn staan hier so, 5 man lyn staan. Dis gaan wel lekker saam praat op gewonnen is so 25-17. Dit is pragtig wat die bal hier in die hande kry word, maar dan word hy verloor. Die skeieregter sê hy is nie reguit ingegooi nie. Wat verkies hulle skram of lyn staan. En nou hulle gaan skram, hoekom gaan hulle wil skram nie? Ja, Pieter sê ons gaan skram meneer, hoekom nie? Want hulle skram baie goed Hendrik. Ja, en hy wys net weer eens Carlo van Greenen hoe briljant hy is in die lyn staan en dit is wat gemaak het dat hy in die WP span opeindig. En ek is een van die ouens wat vroeër vanaand vir hom gesê het hoe verbaas ek is dat hy nog nie weer 'n geleentheid gehad het in hy WP training. Veral as jy vat in daai eerste wedstryd teen die Bloubulle wat hy eerste lyn staan in die wedstryd wat hy opgekom het as van die bank af, het hy 'n omgekeerde besit in die lyn staan, het 'n omgekeerde besit in die losgemaal. Hy's 'n speler wat ook self hand opsteek wil en weer eens gewys hoe goed hy in die lyn staan en weet van die lengte. Absoluut natuurlik 'n oud Boland speler vir die Boland gespeel. Ja. Nou hierso vir Durbel speel opgetrek na die WP groep toe. En ek stem saam met Hendrik, baie goed gedoen toe hy opgekom het teen die balle. 'n Man wat sy werkvermoë baie skitterend is. Hy lees die lynstaande, baie goed in lynstaande. Lefleer wat hierdie bal gaan ingooi. Amper op die middenlyn hier so, amper in die middel van die veld hier so. Is dit Lefleer is wat hierdie bal gaan ingooi. Lefleer die gooi nog 'n goeie skram hier so. Nog 'n goeie skram hier so. Hanekom wat optel, laat loop na Lefleer. Lefleer klop weer manne. 'n Pragtige hand, hy kry net die bal lekker weg nie. Hy kry net die Verens Du Plessis lekker weg nie. Hanekom weer eens wat die bal pragtig opgetel het agter die skram. Lefleer weggestuur het. Lefleer wat net die backpass lekker kon wegkry hier so nie Hendrik. Ja, sê maar ek dink wil van hierdie manne se vrouens gaan vanaand baie jaloers op hulle wees, maar dit gaan lyk of hulle by 'n spa was. Ja, dit is so, lyk my dit is Radyn wat vervang word hier so deur Gerald. Tian Radyn wat hier so afkom, baie goeie wedstryd gespeel. Tian Radyn wat hier vervang word hier so. Deur Redal en dan sit die manne van Hamiltons wat hierdie bal kry. Hulle wat nou bietjie speel met drukkie op hulle om hierdie wedstryd te wen. Hulle loop met agter met 8 punte. Hulle wil hierdie bal nog steeds kry. Botha, wat gaan Botha doen? Botha gaan hierdie bal weer op sy voet sit. Skeieregter vir Adrian Stapel sê kom terug onder die bal. Pragtig word die bal uit. Nou word die bal vorentoe geval. Wat sê die skeieregter? Ja, skram die bal wat verloor word hier deur die manne van Durbel. En dit is 'n bomsquad wat hier kom, die hele voorry nou wat hier verander word. Die manne wat nou hier opkom hier so is in die nommer 16 is dit Chaskin Kidbro, Jared Basson en Christo Greiling. Christo Greiling natuurlik die gereelde vaskop sit hier so van Durbel. Die hele voorry is die manne wat gewoonlik begin
Maar groot applaus hier so vir die tweelingbroers. Die Stapelboeties wat hier van die veld afkom. Net so ook Christian Lambrecht wat baie goed gedoen het. Wel gedaan aan hierdie twee manne wat hulle 50ste wedstryd speel. Baie goeie wedstryd. Twee stoute boeties hierdie Aiden Staples en Fransjo Staples. Fransjo ook natuurlik 'n deel van die WP groep gewees tot dusver. En as vaste skram en dit is Botha wat hierdie bal ingegooi het, Botha wat hom gekry, Botha laat loop hier so nou dan sy losskakel, laat loop dan so lyk my na sy hulle buite senter wat daar vasgevat word. Die manne van Hamilton wat nog steeds die bal kry, skeieregter sê jy hou die bal vas, die bal ingeneem hierso. Vaste skram as die bal ingeneem word en vas in die losgemaal, vaste skram en dit is die manne van Durbel wat hierdie bal gaan ingooi, goeie omkeer besit vir Durbel gewees, Hendrik. Baie goeie verdediging daar veral op Kyle Lamb, hy is baie gevaarlik. Hy het 'n geleentheid gesien daar in die middelveld, maar 2-3 manne wat vinnig op hom was, hom opgehou. En natuurlik hier losgemaal wat dan nou die rolmalbeweging wat aan die gang gekry was en ongelukkig kon hulle daai bal besit gebruik het. Ek moet sê Kyle Lamb 'n baie gemerkte man hier so deur die manne van Durbel, hulle weet tot wat sy staat. 'n Man wat jy moet spasie gee nie. Ek moet sê die manne is vir man gaan haal hulle die man agter die voordelyn en dis wat vir my baie mooi is. En as hulle vleer wat hierdie bal kry, dan sê Joubert wat die bal nie lekker in die hande kan kry nie, bietjie die bal wat nou verlore gaan hier so, hier gaan 'n vaste skram kom as die manne van Durbel die bal laat val het. Keegan Joubert wat die bal nie lekker kon beheer nie. Vaste skram nou en dit is die manne van Hamilton wat nou op die aanval is. Ja, nee, die begin, of nee, die uitslag wat Durbel daar wel gehad het, die Hamiltons wat natuurlijk nou gaan keier daar aan die kwartgebied, in die middel van die veld ook wil hê, so nou baie groot geleentheid. Hamilton sal nou baie vinnig wil gaan keier agter die pale, of at least 3 punte uit 3 wegkry, want met 8 punte agterstand en baie min tyd oor in hierdie wedstryd sal hulle nou moet gaan aanteken. Ja, so wat die 8 minute speeltyd oor Hendrik, baie goeie skram, skeieregter sê dis die manne van Durbel wat opskram. Nou kom ons kyk wat gaan die manne nou hierso doen van Hamilton, gaan hulle kantlyn toe, gaan hulle pale toe. Goeie skram hierso. En hulle sê hulle gaan pale toe, hulle gaan al 3 punte vat. 11 minute speeltyd oor wat oorbly so. Hulle wil die telling nou 25-20 maak. Hulle moet 2 keer punte aanteken. En dit is Kyle Lamb wat gaan kyk of hy kan punte, nog 3 punte byvoeg hierso. Nee, dit is nie Kyle Lamb, dit is die loskakel van Yazid Karim. 'n redelike maklike skop wat hier wag op Karim. Hy is sy span is 8 punte agter, hy kan dit verminder na 5 punte toe. Karim die gaan vorentoe kom, die Karim gaan net die bal pragtig tussen die pale deurskop. En die telling wat van na 25 punte teenoor 10, so 10 minute werklike speeltyd wat oorbly in hierdie wedstryd. 'n Baie titaniese wedstryd, 'n baie gelykop wedstryd, 'n baie skoulike wedstryd, 'n manne wat nou absoluut alles gaan gee in hierdie laaste 10 minute wat wag hierso. Ja, die 25-20 is nou baie naalskraap en nou kan enigiets nog gebeur, Willie. Absoluut, as Grand Hermanus spel weer gaan begin hier van die middelkolletjie af. Grand Hermanus wat 'n rolskop. Hierdie bal gaan die bal 10 meter trek. Ja, hy lyk my is net oor die 10 meter lyn as hy daar rol en dan sit Durbel wat hierdie bal pragtig gaan terugkry. Goeie reëls toegepas hier deur Durbel. Teruggegaan in die bal te speel nie. En dan is dit nou in die hande hierso van Joubert wat die bal hoog in die lug gaan skop. Goeie Gary Owen. Pragtig word die bal opgevolg hier deur Jerome, maar die bal wat verlore word hierso, dan word die bal in hand kry deur as ek sê wat die bal op die voet sit, maar Hermanus wat ongelukkig die bal gaan aanslaan. Skeieregter wat sê speel aan hy sê die bal is aangeslaan. Ongelukkig Hermanus wat hierdie bal aangeslaan het, baie moeilik om te beheer. Ja, sien man. Vaste skram, natuurlijk Hamilton die vorige skram, baie goed geskram, 'n strafskop gekry, Heinrich. Ja nee, definitief Willie, maar weer eens Isaacs,
die hele agtertjie van Hamilton wat nogals redelik vir Durbel besig hou. Gelyk as hy bal kry is daar gevaarspel. Absoluut, hy speel 'n baie goeie wedstryd. Baie gevaarlike mannetjie, ek dink op 'n droëveld gaan hy baie gevaarlik wees as een van die manne van Durbel hier sit. Ja, nee, ek sou graag die spel tussen hom en Hermanus wou gesien het op 'n droëveld, wil hy. Ja. Losper wat so 'n bietjie seer gekry het, aandag gekry het, maar Losper dis reg. En dit is nou nommer 21 hierso, Noordien wat hierdie bal gaan ingooi. Hy het natuurlik net vir Botha vervang. Noordien wat hierdie bal gaan ingooi op die 10 meter op die middellyn of net binnekant die skram wat skeieregter sê nee, dan manne het almal opgegaan. 'n Baie titaniese stryd as jy 5 minute oorbly. Ag 5 punte verskil in hierdie wedstryd. Daar seker so 7-8 minute werklik gespeel tyd oor. Twee nuwe voorry wat hier teen mekaar sak. Die vorige skram was dit die manne van Hamiltons wat 'n strafskop gekry het en ek is seker dis die manne van Durbel wat wil terugslaan en sê hulle gaan dit weer toelaat nie. Natuurlik self 'n baie gesoute voorry wat hierso speel. As dit Noordien is wat hierdie bal gaan ingooi. En Noordien hy gaan hierdie bal ingooi, hy gaan hierdie bal kry. Die skeieregter wat sê strafskop hierso as die manne van Hamilton grond toe gaan. Jy kon sien hulle het, ja, afgegaan hy so, lyk my dis 'n loskop sit hierso. Dit is hulle nommer 17 loskop sit, Devin Martinez. Een vir my in die stadium hierso, Andrich. Ja nee, Willem, Devin Martinez self 'n baie gesoute man. Selfs al by Griekwas en die Boland het draai gemaak. In die WP groep ook al gewees en snaaks my om te sien hoe hy daai enetjie die sy beheer kon gehou het nie. Ook natuurlik 'n man wat ons moet sê baie gevaarlik is die man wat natuurlik opgekom het as skrimskakel, die Muji Noordien, voormalige Valsbaai speler. Hom al baie gesien speel, selfs al skeieregter gewees en van sy wedstryd hy is baie gevaarlik. Kipro wat nie amper sy manne kry maar pragtig gesel is dit deur Hannekom. Joubert lyk my wat hierdie bal opgeneem het, hy word vasgevat. Nee, Joubert wat nou skramskakel speel. Laat loop hy na Kipro wat hier nou gaan vasmaak hierso voor ons. Nou is dit lyk met Teniel Koen wat op die veld geskyn het. Ja, Teniel Koen wat op is hierso in die plek van Lefleur. Koen self 'n baie goeie skramskakel wat hierdie bal lekker hoog in die lug gaan sit hierso. As hy kon na die bal, as hy wat hierdie bal nie in die lug uit gaan kry nie. Maar weer eens is dit van Grenen wat daar is en dan sit aanslaan, skeieregter sê aanslaan eers aan die kant van Durbel. En die manne ook van Hamilton wat aanslaan het vaste skram. Baie goeie skop gewees hier van Teniel Koen. Bal hoog die lug in gesit hierso, baie goed gedoen. Ja, wel ek dink Durbel so 'n bietjie ongelukkig met daai enetjie weer. Dit was vir 'n oomblik gelyk of hulle daai bal nie geraak het nie, maar skeieregter wat in 'n baie goeie posisie was. Is maar moeilik vir ons ook om altyd alles te sien. Skeieregter natuurlik is die man in die middel. Hy het dalk 'n beter angle op hy gehad, maar 'n geleentheid natuurlik ook dan nou vir verskoning vir Hamilton om te kyk of hulle kan wegkom hier. Absoluut, ek sê met jou saam, meneer De Bot natuurlik 'n baie goeie gesoute skeieregter. En dit is 'n goeie skram wat hou hierso, dan is dit Karim laat loop daar na Isaac wat hierdie bal verveld geskop. Hermanus wat moet gaan terugval hierso, die bal wat rol, Hermanus wat bietjie gly, maar hy tog onder die beer van die bal gaan hierdie bal verveld geskop. En dit is Karim wat moet terug gaan. Hier gaan is en dan is die manne van Hamilton wat begin met 'n teenaanval. Nou sê die manne hierso wat nou vasgevat word hierso deur die manne van Durbel en Nadine laat loop hierso. Nou in die ander hierso van nog steeds die manne van Hamilton. Hulle wag vir die bal kom baie stadig uit. Hier gaan weer 'n lekker Gary Owen kom. En dit lyk my dis hande bygekry daar so pragtig onder die bal is dit die manne hierso van Durbel wat pragtig die bal uit die lug uit kry. Baie moeilike omstandighede. Skeieregter swaletjie blaas aanslaan deur die manne van Hamiltons vaste skram en Durbel wat hierdie bal gaan ingooi. Wys voordeel. Hermanus gaan hierdie bal kry. Hy skop die bal voer af en dan sit hulle loskakel Karim wat hierdie bal in die hande kry. Wat gaan Karim doen? Hy besluit hy gaan hardloop. Hy kom verby een man. Hy hardloop nog sê maar hy gaan hom vasloop daar teen die verdediging en dan gaan die bal vorentoe geskop word deur die manne van Durbel. Hulle jaag die bal. Net soos die manne van Hamilton wat die bal jaag. Hulle is baie naby aan die doellyn. Nie gaan 'n strafskop kom vir die manne van
Prachtige waar die bal deurgeskop. Baie goeie spel hier deur Durbel. Dwing strafskop af voor die pale. En ek is seker dit is 'n Grant Hermanus wat gaan pale toe skop hierso. 'n Baie lewendige wedstryd hierso in die laaste paar minute. Baie lewendige aanskoulike wedstryd hierso, Hendrik. Definitief wel en wat ek nou wou gesê het, daar wys hulle pale toe van die 3 punte, stel dat tellbord net op na 8 punte toe weer en dit mag dalk ook nou die laaste paar minute wees van hierdie wedstryd. Ek dink die mag binnekort blaas ook dalk. Ek dink die mees baie speeltyd hoor en ek stem met jou baie saam. As hy hierdie bal tussen die pale deurskop, is dit die span van Hamiltons wat moet gaan 2 keer punte aanteken. En ek is seker hulle sal graag wil seker nog so 2 minute werklike speeltyd oor. Hamiltons wat 'n bonuspunt sal wil kry hierso. Ek dink hulle wil hier weggaan sonder 'n bonuspunt nie. Is die paar manne van Durbel is dit is Hermanus wat hierdie bal pragtig tussen die pale deurskop. En dit is nog 3 punte by en is die telling wat nou weer opgeskuif het nou hierso na 28 punte teenoor 20. 28 punte aan die kant hierso van die manne van Durbel, die tuisspan. 20 punte vir die besoekers Hamilton van 7 punt. As dit as ek sê wat 'n spel gaan begin van die middelkolletjie. As ek wat skop, hy gaan nie ver skop hy. Pragtig onder die bal ek my is dit aankom wat na die bal pragtige beheer het nou. En dit is Koen wat hierdie bal gaan kry. Koen laat loop hierso na sy hakker toe keeper. En as dit weer Koen laat loop hierso, lyk dis weer keeper ook is nie seker wat die bal gekry het hier. Skeieregter, strafskop hierso. Sien net wat wys skeieregter. Een van die manne hierso van Durbel wat seer kry het, dit is die manne van Hamiltons wat sy hulle gaan kantlyn toe skop. Nou, ek weet nou nie of dit altyd die beste rede was nie. As hy pale toe geskop en hy kon hom oorskop, kon hy moontlik 3 punte gekry het. As hy Hannekom wat seer gekry het hierso. Hannekom wat hierdie veld gaan verlaat. Ek moet sê Hannekom wat baie goed gedoen het om daardie bal te beheer. En ek dink Sean Truter wat nou op die veld gaan verskyn hierso. Goeie wedstryd gespeel deur Hannekom. Pragtig word die bal in lyn staan gekry deur die manne van Hamilton. Maar pragtig is dit keeper wat hierdie bal kry en keeper wat vorentoe gaan, die bal wat verloor gaan hierso vir die manne van Hamiltons. En dit is Koen wat hierdie bal net gaan direk uitskop en die skeieregter besluit om blaas. Skitterende wedstryd wel gedaan aan die manne van Durbel. Skitterende wedstryd wel gedaan aan die manne en Heinrich. Ek dink dit is 'n welverdiende oorwinning hierso vir die manne van Durbel vandag hierso. Wel ja, definitief harde wedstryd wat hulle gekry het vandag hier van die oppositie af. Maar ek dink wel verdiend. Hamiltons wat regtig baie mooi gespeel het in hierdie wedstryd. Paar foutjies wat hulle ook op die einde te staan gekom het. Maar ek glo ook Durbel wat uiteindelik as wenners van die veld afstap kan baie gelukkig voel met hierdie enetjie. Absoluut, ek gaan so pad ondertoe gou onderhoude gaan voer hierso, net gou die ander mic gaan kry, terwyl Hendrik gou die laaste opsommings gaan doen hierso, gaan ons gou kyk wie is die man van die wedstryd en dan die 2 kapteine.
Ons sê weer baie welkom hierso by die onderhoude wat ons gou hierso gaan voer. Eers natuurlik was dit baie moeilik om 'n man van die wedstryd te kry, 'n paar manne wat hulle hande opgesteek het. Maar op die einde van die dag het die span besluit die man of the match moet gaan aan niemand as Grant Hermanus nie. Grant, baie geluk, baie moeilike omstandighede. Ek is op hierdie veld, maar ek gly meer hierso. Jy het baie goed gedoen vandag. Ja, yes, dit was een van die moeilikste kondisies ooit gewees. Maar ja, dit was taaf geweest, maar die man het dit deurgedruk hoor. Ek moet sê, sonder die scrums en die manne wat hulle kop op mekaar sit, kon ek die penalties paal te skop en ja, en die punte aanteken nie. Jou skopwerk vandag was uit die boek uit. Ons weet dis moeilike omstandighede. Die veld is baie swaar en vas getrap. Die bal is nie lekker nie, maar jy het baie goed geskop. Veral jou skop uit die kantlyn uit. Ja, dit was een van my tafste toetse gewees as 'n skopper. But ja, ek het gefokus gebly en gedoen wat ek moet doen. Baie geluk en dan natuurlik jou algemene spel, jou beheer onder die hoë bal en goeders was baie goed geweest. Wel gedaan, welverdiende man van die wedstryd vandag hierso Grant, baie goed gedoen. Baie sterkte vir die pad vorentoe. Nou gaan ons gou die kaptein hierso kry hierso, Edwin Jansen, natuurlik die kaptein hierso van Hamiltons. Edwin, 'n baie harde wedstryd vandag hier geweest. Ja, van my kant af net ja, baie dankie vir almal wat uitgekom het en dankie vir die Here net om vir ons hierdie great game te gee en ja, ons het altyd geweet dit gaan 'n harde game wees. Dit was nooit maklik geweest. Ja, Derbel Hamiltons gaan altyd 'n moeilike enetjie wees, maar ek bly dis 'n Woensdag aand na werk en die ouens het uitgekom en hulle het alles gegee. So baie trots op die ouens, trots op wat hulle gewys het vandag al buite. Daar's 3 games oor en ons glo daarvoor vir die 3 games. Ons het nog quarterfinals oor. En ek dink dit is 'n goeie stepping stone momentum wat ons 'n bietjie moet bou. Ons gaan nooit gelukkig wees met 'n verloor nie, maar baie positief wat ons uit gaan vat en ons gaan 'n 6 weer en kyk waartoe gaan ons van hier af vorentoe. Julle het 'n baie goeie pak. Julle span is baie goed gebalanseerd en die omstandighede vandag was nou regtig nie baie goed geweest hier nie. Ja, en ons het geweet die veld gaan maar equalizer wees so bietjie. En dit is met hierdie games, met die reën games, dit gaan so 'n bietjie ge-equalize wees, jy sukkel om weg te kom. Maar ja, credit toe vir Derbel. Hulle het ook geweet hoe om te speel, hulle het geweet hoe om te manage. Ek dink beide kante het hom goed gemanage en dit was maar klein detail wat op die einde die verskil gemaak het en ons gaan dis 'n klein verskil wat ons moet gaan opwerk vir die volgende games wat vorentoe gaan. Absoluut, dis in sulke wedstryde wat daai klein hanteerfoutjies 'n mens terugsit op die agtervoet, 'n bal wat jy aanslaan en die goed is so, maar wel gedaan. Ek dink julle het baie goed gedoen, julle skitterend gedoen en sterkte vir die uitspelwedstryde vorentoe vir julle. Baie dankie, ja, sterkte vir julle almal ook en ons weet dit gaan goed wees. Goeie rugby in die Kaap. Baie dankie. Wel gedaan hoor. Nou natuurlik is dit weer my voorreg om hierso te gesels met ons wenkaptein Pieter Smit. En dit raak nou lekker gewoond om met Pieter te gesels hierso, maar Pieter, wat 'n harde wedstryd was hierdie nie gewees nie. Ja, dit was 'n stryd geweest. Ons geweet hulle gaan kom, die weer obviously laat nie 'n los game toe nie. So ons weet die twee pakke gaan mekaar bietjie aanvat vanaand en ons het en gelukkig het ons weggesloop met die wen. Dit was nie 'n baie maklike veld om te speel vandag nie. Ek loop hierso en ek gly en ek dink julle het baie goed gedoen. Hier's 'n hele paar spelers wat absoluut hulle hand opgesteek het en ek dink wel gedaan. As span het julle baie goed gedoen. Ja, ek dink die ingesteldheid van die span is reg. Ons geweet dis snotterig die veld, dit het daar 'n bietjie op 'n reën, maar dis nat, dis modderig, dis moeilik om die bal te vang. So ons het lekker saamgespeelde span en ons het koppe gehou en rustig in kophou gebly en dis al wat ons gevra het. Wat pragtig was julle het gestruktureer gespeel. Dissipline was baie goed geweest. Nou wel 'n geel kaart gekry, maar dit het nie te duur te staan gekom nie en ek dink 'n goeie wen vir julle en 'n goeie pad nou vorentoe na julle semifinale toe. Ja, ek dink dit was goeie voorbereiding nou vir die uitspele. Ons het die game was ons uitgestel na vanaand toe. En dit tel vir ons lekker dat ons 'n goeie game het voor die uitspele. So ons is gelukkig daarmee en ja, ons is happy. Pieter, dit was nou regtig lekker om julle te gesien het weer hierso. Baie sterkte vir die uitspeel en voorspoed vir al die wedstryde vorentoe en mag julle baie goed doen. Baie geluk hoor. Baie goed. Weer eens baie dankie. Dit is absoluut 'n wonderlike voorreg geweest saam met Heinrich om hierdie wedstryd aan die te kon bring, aan die te beeld send. Baie dankie aan al ons borgers. Sonder ons borgers is dit nie altyd moontlik om hierdie wedstryd te doen nie, maar wel gedaan. 'n Pragtige tweespasskare hierso en alles wat mooi is, goed gaan tot volgende keer.